Ons begin vanaand 'n nuwe reeks. Perfek vir hierdie tyd van die jaar, né? Die reeks se naam is Grace is Greater of Genade is Groter. Nou, lief van julle wat my lank genoeg ken sal weet dat die onderwerp van genade is 'n ding wat baie close aan my hart lê. Okay? Laat ek gou met julle deel hoekom. In die tyd waarin ek groot geword het en in die omgewing in die huis waarin ek groot geword het, nee, is dit 'n ding wat ek nie geken het nie, is grace. Okay? Wat eintlik was is perform, do. En ek toe ek jonk was, nee, en 'n tiener was en so, was dit amper asof ek hierdie ding geglo het, want dis wat ek geleer het, dat jou waarde word bepaal deur hoe goed jy perform. So as jy goed perform, is jy okay. As jy sleg perform of nie perform nie, is jy bad. En dit het 'n geweldige burden op my lewe gesit. Nee. Die kerk wat ek daai tyd geken het ook, nee. Ek kan nie onthou dat daar ooit oor genade gepreek is nie. Ek kan eerlikwaar nie onthou van een enkele preek. Dalk was dit, maar ek het dit nooit gehoor nie. Inteendeel, wat die heeltyd oor gegaan het was perform, doen. En as jy goed genoeg doen en goed genoeg perform, dan gaan God happy met jou wees. Maar as jy nie goed genoeg perform nie, dan gaan hy unhappy met jou wees en dan is jy in die moeilikheid, want dan is jy in sy verkeerde hand. Dis nie die evangelie nie. Kom ons sê dit vir mekaar. Die evangelie waarin ek en jy glo, is 'n evangelie van genade. It's a gospel of grace. En elke ding wat aan die kruis gebeur het, was grace. Ek kan nie na die kruis kyk en nie dink oor genade nie. Dit maak nie sin nie. Okay? So dit was die struggle. Toe kom ek op fakulteit. En daar word gepraat op kweekskool of seminary, hoe jy dit ook al wil noem. En daar word gepraat oor genade, maar dis nie die ding wat gemodel word nie. En toe kom ek in die kerk in, en daar word alles behalwe grace gemodel. En dit het 'n geweldige konflik in my lewe veroorsaak. Want dit is hierdie ding vandat ek tot bekering gekom het, wat die Here op my hart gelê het, dat it's all about grace. Maar ek het die teenoorgestelde ding gesien. En toe kom daar 'n boek uit, in die eerste jaar wat ek in ministry was, die Here se timing is so perfect, nee, met die naam van The Grace Awakening, en baie van julle weet, ek het al vir julle gesê daarvan. It changed my life. Ek wil amper sê, as daar, ek lees baie, verstaan jy, ek het 'n passion daarvoor, nee, en ek glo aan konstante input, nee. Maar as ek moet sê, die boek in my lewe wat na die Bybel in die grootste verskil in my lewe gemaak het, is dit onomwonde hierdie boek. En ek wil sommer vir jou challenge, as jy dit nog nooit gelees het nie, hy is nog in die handel beskikbaar, hy is 'n paar keer gereprint en so 'n bietjie gechange en what have you, The Grace Awakening van Charles Swindoll. En ewe skielik het genade net vir my oop gegaan en dit het my vry gemaak. Nee, en dit het my net laat besef dat ons identiteit lê nie in wat ons doen nie, ons identiteit lê in wie ons is. En dit is wedergebore kinders van God. En dit is so crucial net dat ek en jy daai ding sal snap, nee, want ons word die teenoorgestelde geleer. Okay. So en nou is daar 'n nuwe boek. Daar's baie boeke al oor genade gesê, maar nou is daar 'n nuwe boek wat ek vir julle wil aanbeveel. En dit is Kyle Idleman se Grace is Greater. En die reeks wat ons vanaand begin is geïnspireer deur die boek, okay?
Hy het so 3 weke terug uitgekom. Hy's nog nie beskikbaar in Suid-Afrika nie. In die handel in fisiese formaat nie, maar jy kan hom op Kindle kry. En ek wil regtig dit sterk aanbeveel, nee, terwyl ons met die reeks besig is en in hierdie tyd tot en met Paasnaweek, lees die boek. Dit is regtig amazing en julle weet dat baie van julle ken vir Kyle Idleman. Ons het al baie van sy goedes gedoen en ons het 'n paar jaar terug, onthou julle Not a Fan, né? Is ook hy wat dit geskryf het en ons het ook 'n reeks gedoen daaroor. Eventually het ons 'n song daaroor geskryf, dus 'n CD gemaak daaroor, né? So en hierdie is regtig 'n baie nice boek, maklik geskryf, lees maklik, maak vir jou nuwe begrippe oor kosbaar en 'n perfect tyd om oor genade te leer is in hierdie Lent season. Okay, so as ek sê geïnspireer deur dit, dan beteken dit alles wat ons doen kom nie noodwendig uit die boek uit nie. So maar daar's sekere goed wat uit dit uitkom, ander goeters wat ek bywerk, et cetera, maar dit is die ding wat in my hart gestir het toe ek die boek gelees het. Die oomblik as ek 'n nuwe boek sien met die naam van Grace, kyk ek altyd daarna. Dit is amper 'n outomatiese ding met my. Dit trek daar, as Grace in die titel is, dan trek dit my aandag, né? En ek hou van Kyle en ek dink die Here gebruik regtig vir hom en dis hoekom ek die boek gekoop het en dit was net so nog voor ek ervaar het ons met 'n reeks daaroor hou, het ek kon dit nie neersit nie. Dis julle ken van daai boeke, nê? Dit is party boeke kan jy 6 maande vat om te lees en ander boeke moet jy in 6 dae klaar. Dis een van daai. Okay. So nou sien julle die groot rasteken daar. Grace is greater. En die idee van hierdie hele reeks is dat ek en jy op die ou einde verskillende goed daar sal gaan invul. Genade is groter as. Ons gaan vanaand by een beginsel stil staan. Maar die challenge gaan op die ou einde wees dat as ek en jy hier uitstap en in die week ingaan, dat ons hiermee sal gaan werk en op die ou einde 'n lys sal kan maak en sê genade is groter as dit in my lewe en dit. Kyk gou weer na ons woord vir die jaar, free. Ek wil hê jy moet klik as genade vir jou nuwe perspektief gaan kry, nuwe betekenis gaan kry in hierdie volgende 3 weke. Gaan die Here jou vrymaak. En waarskynlik die grootste stuk vryheid wat hy vir ons kan gee is om vry te raak van die leuns wat ons geglo het oor sekere goed. En ek is jammer om te sê die kerk in Hebreë het 'n verskriklike aandeel daarin dat ons nie genade verstaan nie. En ek sê dit nie in 'n judgmental manier nie. Okay. So waar ons vanaand praat is dat grace is greater than my mistakes. Genade is groter as my foute. Genade is groter as alles wat ek verkeerd doen. Genade is groter as my flaws. Genade is groter as my sonde. Nou kom ons praat gou vir 'n oomblik net oor die begrip grace, nee. Grace is nie 'n nuwe woord vir my en jou nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Hoe ons in ons gemeente begin, vandat ons die gemeente begin het, elke diens met grace and peace. So ja, ons hoor die woord baie, maar my vrees is ons verstaan nie die woord nie. Daar's baie woorde wat jy kan hoor, maar jy verstaan nie die totale is, of jy dink jy verstaan, maar jy verstaan nog nie die hele ding nie. So die idee van in hierdie volgende 3 weke waarmee ons hiermee besig gaan wees, nê, en ek wil ook sê lees die boek, nê, is om vir my en jou te help om genade dieper te verstaan, om 'n groter perspektief oor grace te kry, om dieper betekenis te kry aan hierdie woord. En dan sê ek gou vir jou, nê, as ek en jy gaan erns maak hiermee in die volgende paar weke, gaan Paasfees anders wees vir my en jou hierdie jaar. Ons gaan anders na die kruis kyk, ons gaan ander goeders beleef. Nou okay, wat my aanbetref mense, is daar of religion of grace. Godsdiens of genade. Die twee goed loop nie so nie, okay? So jy gaan of aan die kant wees van godsdiens, of jy gaan aan die kant wees van genade.
En dit is hoekom ons slogan in ons gemeente is not religion but relationship. Waar lê relationship? Grace. Wat sê religion? Wat sê godsdiens? Hoor wat sê die woord? Godsdiens. Werk, perform, skoor punte. Wat sê grace? Jesus het al die punte klaar geskoor. Be. Daar's 'n bietjie verskil. Reg of verkeerd? Wat my aan betref, religion sit 'n verskriklike juk op mense. En grace nie. En wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, my juk is sag en my las is lig. Die juk van religion is alles behalwe sag en hy's alles behalwe lig. Dit kan ek vir jou sê. En kom ons dink net gou vir 'n oomblik daaroor. Jesus was baie ernstig oor religion. As ek sê ek haat godsdiens, wil ek vir jou sê dis nie 'n patch teen hoe hy daaroor voel nie. Toe hy op hierdie aarde geloop het, gaan lees weer die evangelies, nê. Hy was 'n gentle, saggeaarde met 'n sagte hart human being. Maar papi, as hy met die godsdiensouens te doen gekry, die skrifgeleerdes en die fariseërs, dan het jy aan die ander kant van hom gesien. Reg of verkeerd? Gaan kyk bietjie wat het hy alles vir hulle gesê. En een van die ergste goed wat hy vir hulle gesê het, is hy het vir hulle gesê eendag, julle lyk soos hierdie wit gepleisterde grafte. Wat buite is julle so mooi en blink en binne is julle vol doodsbedere. Ons Afrikaans het 'n mooi spreekwoord wat sê buite blink, binne stink. Nee, dis eintlik wat Jesus gesê het van godsdiens. Hy sê mense wat trapped is in godsdiens is buite blink, binne stink. Dis 'n beginsel wat hy gesê het. En as jy mooi daaroor gaan dink, wie het Jesus gekruisig? Die godsdienstige mense. Nie die Romeine nie. Die Romeine het net die opdrag uitgevoer. Hulle het fisies die spykers in sy hande gekap en hom aan die kruis gehang. Maar die mense wat gekies het dat hy gekruisig moes word, was die religious people van daai tyd. Dit was die kerkmense van daai tyd. Dit is so scary. Hulle verwag hom. Hier kom hy en hulle verwerp hom. Hoekom? Want hulle is trapped in religion. En 2000 jaar later is daar nog steeds Jode wat nie glo dat Jesus gekom het nie, want hulle is nog steeds trapped in religion. En dit is die gevaar van religion. Dit veroorsaak spiritual bindings. Dit maak jou geestesoë zoep toe, dat jy sekere goed nie kan raak sien nie. En wat my aanbetref, Satan het een groot missie en dis om te sorg dat jy nie 'n kind van die Here word nie. As hy dit nie kan keer nie en jy raak 'n wedergebore kind van die Here, gaan hy alles in sy vermoë doen om net te verhoed dat jy nie 'n relationship met hom het nie. So en een van die mees effektiefste wapens wat hy het is godsdiens. So as hy vir my en jou kry wat wedergebore kinders van die Here is om trap te raak in godsdiens, raai wat? Gaan jy die relationship hê nie. Want godsdiens is vreeslik gefokus op onsself. Nou kom ons gaan gou net vir 'n oomblik, ons gaan nou terugkom weer na die godsdiens toe, maar kom ons gaan net gou vir 'n oomblik terug na genade toe. Die Bybel laat ons verstaan ons kan genade mis. Ek kan 'n wedergebore kind van die Here wees, maar ek kan genade mis. En daar's verskillende goed, maar daar's een spesifieke ding wat kan maak dat ek genade mis en dis bitterheid. Die Bybel praat van 'n root of bitterness. Wanneer daar hierdie root of bitterness, hierdie wortel van bitterheid in my lewe kom, dan gaan ek genade totally mis. En as jy mooi daaroor dink, wie is die mees negatiefste mense wat jy in jou lewe mee te doen gehad het? Is mense wat bitter is. Wie is die mense wat nooit iets goeds in ander mense kan sien nie, wat altyd fout vind met alles? Is dit nie die mense wat bitter is nie? Amen?
So dis 'n magtige wapen in Satan se hande. Kyk gou-gou die teks, hy is daar op die skerm, nê. Nee. Hebreërs 12 vers 15, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg, en ek het julle nou al geleer, baie van hierdie goed is een begrip, nê, nee, alhoewel ons dit anders kry. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. See to it that no one, hoor daar, misses the grace of God. And that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Wat is die beeld hierso wat die Hebreërs skrywer probeer gee? Hy koppel die twee goed aan mekaar. Hy sê waar bitterheid kom, gaan jy grace mis. En dan die waarskuwing, oppas dat jy nie grace mis nie. So waartoe is die waarskuwing eintlik? Bitterheid. Snap ek en jy dit? So met ander woorde, kom ons klik gou. Ek kan dalk vanaand hier sit en sê ek verstaan iets van genade. En dan gebeur daar iets in my lewe en ek laat die saad van bitterheid in my grond van my hart val. En dan skiet dit wortel. En dan begin dit opkom. En hoe meer die wortel, die saad van bitterheid groei, raai wat gebeur met genade. Die genade mag nou hier wees en die bitterheid daar. Maar hoe meer die bitterheid groei, wat gaan gebeur? Daar kom 'n punt waar dit die genade oorskadu. Dis hoekom Satan daarvan hou, om leuns in my in jou kop te vertel, en weet te sê, God gee nie om vir jou nie, hy het jou gedraap, hy hoor nie jou gebede nie, hy hou nie vas aan sy beloftes nie, bla 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 bla. Hoekom? Sy doel is hy wil 'n seed of bitterness in my hart saai. En ek wil jou challenge vanaand en sê, ek kies vanaand, ek gaan nooit toelaat dat daai saad in my hart gesaai word nie. Ek weier om bitter te raak. Maak nie saak waardeur ek gaan nie en maak nie saak wat met my gebeur nie. Hoekom nie? Want bitterheid kom uit die hel uit. En is 'n magtige wapen in Satan se hande. En klik net gou-gou. Ek is nie vandag happy go lucky en môre is ek 'n bitter mens nie. Nee. Dit is baie subtiel hoe dit in my lewe inkom. En een ding wat ek geleer het in counseling ook is, jy kan maar gaan kyk, iemand wat konstant negatief is, altyd kritiek het met teenoor ander mense judge, met alles fout vind, jy kan maar gaan soek, ergens daar root of bitterness. En nou wil ons met mense werk, ons wil hulle negativiteit regkry, nee, kom ons kry hulle bitterheid uit. Dan wat gebeur baie keer met die negativity? Dit verdwyn sommer van self. Die feit is, religion without grace is poisonous. Karl sê dit ook in sy boek. Godsdienst sonder genade is giftig. Hoekom? Want godsdienst sonder genade is presies wat die woord sê, diens. Dit is werk, dis effort. Alles is effort dan. Dis effort om tyd saam met die Here deur te bring. Dis effort om kerk toe te kom. Dis effort om te bid. Dis effort om diensbaar te wees. Dis effort om te tithe. Dis effort. Maar ek doen dit, hoekom? Want ek soek regmerkies by God. Verstaan julle wat ek bedoel daarmee? Ek wil hê en ek het hierdie idee, hy sit daar met 'n boek en hy check my lewe. Hy nie het geskor vandag, regmerkie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Ja, daar is sekere goed wat ek doen, wat gaan of blessings in my lewe bring, of blessings verhinder. Maar dit gaan nie oor punte skor by God nie. God het my en jou 100% lief vanaand, net soos ons is. Ten spyte van ons foute, ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte van ons sonde. Ek hoef nie punte by hom te skoor nie. Jesus het aan die kruis dit klaar gedoen. Amen. En dit is so 'n belangrike ding. En godsdienst sê dit nie. Alles behalwe.
En daarom is dit so giftig. Dis 'n gifdrankie wat mense drink. En dit vergiftig hulle hele lewe. En naderhand word alles gebou op external goed. En die een ding wat ek in my lewe geleer het, mense wat trapped is in religion, wat die bondage of religion in hulle lewe het, daar's nie joy nie. Jy kan maar gaan kyk. Daar's nie joy nie. Daar's kritiek en fout vind en you name it, maar daar is nie joy nie. En dis die evangelie nie, want die evangelie is 'n evangelie of joy. Reg of verkeerd? So kom ek sê gou vir jou, hierdie is 'n ding, as ek in my relationship met die Here nie joy beleef nie, dan moet ek dalk hierna gaan kyk en sê, wow, is ek nie besig om godsdienst te beoefen in plaas van 'n relationship nie. En dis hoekom ons hierdie kerk begin het, is om mense te help om vry te raak van godsdienst, sodat hulle die joy van 'n relationship met die lewende Here kan kry. So wat ek nou gaan doen is ek het 'n tabel daar, so en julle gaan sien aan die een kant staan religion en aan die ander kant staan grace en dan het ons verskillende begrippe hier aan die ander kant. En ek gaan net gou die twee goed, ons gaan baie vinnig deur dit gaan. Net gou die twee goed met mekaar vergelyk. Okay. Die keyword, die sleutelwoord vir genade, die sleutelwoord vir religion is vir religion do en vir grace done. So met ander woorde, wat sê godsdiens? Ek moet perform, ek moet die heeltyd doen, ek moet die punte skoor by God. Wat sê genade? Alles is reeds gedoen. Die punte is reeds geskoor, raai wat jy het 100% gekry. Dis wat righteousness is. Wat het ek julle geleer oor justified? Die feit dat ons justified is, just as if I'd never sinned. Dis grace. En dis nie wat Jesus gedoen het plus wat ek doen nie, dis wat Jesus gedoen het, period. Punt. So, toe ek jonk in die ministry was, dit was nog die dae van huisbesoek, nê. In 1 jaar kan ek onthou, ek het besluit, ek gaan in elke huis waarna ek kom, gaan ek vir mense vra, is jy, wat gaan gebeur met jou vanaand as jy doodgaan? Mense, dit was scary. Ek kan nie vir julle sê hoe min mense kon onomwonde vir my sê, as ek vanaand doodgaan, gaan ek by die Here wees nie. Die algemene antwoord wat ek gekry het, is ek hoop ek sal in die hemel wees, en by die Here wees, want, en dan het hulle gewoonlik gesê, want ek het Bybel gelees en gebid, en ek het kerk toe gegaan, en ek het dankoffer gegee, want hier is gepraat die dankoffer gegee, en ek was goed, en ek was nie 'n slegte mens nie. Wat is dit? Do. So ek gaan staan voor die Here en sê, ek moet in die hemel ingaan, want ek het al hierdie goed gedoen. Genade sê, ek moet in die hemel gaan, want Jesus het alles gedoen, vir my. Dit is bietjie 'n verskil, nê. Die fokus, nê, vir mense wat trapped is in religion, is 'n uiterlike fokus. Dit gaan alles oor wat ek kan sien. So met ander woorde, dit gaan oor die wit gepleisterde graf. So, as ek by ander mense is, dan sit ek die maskertjie op. As ek by ander mense is, dan pretend ek. By die huis vloek ek soos 'n matroos, maar voor ander mense kan botter nie in my mond smelt nie. Dit is 'n simpel voorbeeld, maar julle snap wat ek sê, nê? So, ek leef eintlik 'n dubbele lewe. Ek leef hierdie een lewe by my huis, en as ek by die kerk kom, is ek 'n ander person. My goodness, dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, nê? Grace fokus waar? Innerlik. Hoekom? Want grace gaan oor verhouding. En waar kom 'n verhouding vandaan? Vanuit my hart uit. Grace klik, dit gaan nie oor al die uiterlike goed nie. As a matter of fact, dit maak nie saak wat ander mense vir jou dink nie. Al wat saak maak is wat God vir jou dink. Mense kan jou judge, hulle kan jou kritiseer, hulle hoef nie van jou te hou nie, so what? Het gaan oor wat God sê. Ek sê baie vir die worship ministry, we worship for an audience of one. En eintlik wat ek en jy moet sê is, I live for an audience of one. Nie vir die audience van die wêreld nie, nê. Die fondasie, die foundation vir mense wat in religion trapped is, gaan dit oor wette, rules. En vir grace gaan dit oor relationship.
Nou die redenasie wat ek oor dit gekry het, ek onthou daar was 'n tyd lank terug in my vorige bedeling wat ek baie oor grace gepreek het en my kritiek wat ek altyd gekry het. So wat jy sê is ons kan maak wat ons wil. Ons hoef geen reëls na te kom nie. Nee, dis wat ek sê nie. Ek sê net dit gaan nie oor reëls nie. Dit gaan oor 'n relationship. Die woord wat God vir ons gee is geldig of jy in godsdienst is en of jy in grace is, dit maak nie saak nie. Die enigste verskil is godsdienstmense dink deur te doen wat in die woord staan, skoor hulle punte en alles gaan oor verdienste. Mense wat grace verstaan sê ek doen dit omdat ek dankbaar is. En daar's 'n hengse verskil. Die ouens wat hierso al hierdie goeders doen om punte te skoor by God, dis effer, dis straf, dis werk. Vir die ouens aan hierdie kant, oh boy, dis lekker. Dis die verskil. Die probleem is, die ouens wat aan hierdie kant met godsdienst werk, nee, vat die Bybel en dan sit hulle 'n klomp mensgemaakte reëls en regulasies nog by. Jy kom nie met 'n kortbroek kerk toe nie, Hani, wat sit jy met 'n kortbroek voor? Jy doen dit nie. Julle vrouens onthou, jy moet 'n hoed dra. Nee, en moet asseblief net nie jou hande in die lug steek. Dis uit, en hierdie dromme. Dis religion, mense. Dis religion. As ek genade verstaan en ek verstaan dit gaan oor 'n relationship, dan aarde dit maak nie saak of jy 'n kortbroek aan het of jy 'n pak aan het nie. Dit maak nie saak of jy met 'n oral worship en of jy met drama worship nie. Dis irrelevant. Dit gaan of jy worship. Dit maak nie saak wat die styl van jou worship is nie. Is dit country music of is dit rock worship? Maak nie saak nie. Dit gaan oor of jy worship. Dis die essensie. Dis waaroor relationship gaan. En mense wat trapped is in godsdienst, en dis die bad deal, nee. Mense wat trapped is in godsdienst sê, this is the way we do it, and this is the only way. En daarom vind hulle fout met almal wat dit anders doen as hulle, wat anders dink as hulle. As jy genade verstaan, dan sê jy, okay, wel, weet jy, ja, ek sal nie daarvan hou om met country worship, music te worship, nee, maar, if you like it, it's fine. En ek sal saam met jou worship as dit nodig is, partykeer, hoekom? Want dit gaan oor die relationship. Dit maak nie saak of jy julle kerk so hou, of so inrig, of what have you nie, dit gaan oor relationship. Amen. Die ouens in genade sê, weet jy, is seker goed waaroor ons nie saamstem nie, maar dit maak nie saak nie, solank ons saamstem oor dit wat saak maak, en dit is dat Jesus gesterf het aan die kruis van die Golgotha, vir die versoening van almal se sondes. Dis wat saak maak. Godsdienst ouens sê, julle wederdopers! Amen! Reg of verkeerd? En die duiwel lag. Motivation, julle weet hoe belangrik is motivation in ons lewe, nê? Dit wat my motiveer is dit wat my gaan dryf. Nê? Die motivation vir mense in religion is shame. So ek kry skaam oor my sonde, ek kry skaam oor my lewe, ek kry skaam oor alles wat ek verkeerd doen. Nou probeer ek dit regmaak deur ander goeders te doen. Né? Ek het gisteraand my kapabel gesyp. So vanmôre gooi ek R500 in die offergawebordjie. Julle lag daaroor, dis hoe religious mense redeneer. As ek in grace is, gooi ek dalk ook R500 in die offergawebordjie, maar ek doen dit omdat ek dankbaar is. Dankie Jesus dat U betaal het vir dit. En dat U alles gedoen het en dat ek dit nie hoef te doen nie. En dat ek okay is net soos ek is. Kan julle agterkom die verskil? Shame is nie 'n goeie motivation nie. Hoekom nie? Want ek mag dalk goed begin doen in shame, maar ek volhard nie daarin nie. Maar gratitude verander die hele prentjie, okay? Die main feeling van mense wat trapped is in religion is fear. Vrees. Leef en dit is nie daai wat die Bybel sê dat ons moet God vrees, daai heilige ontzag vir God het nie. Dis regtig 'n bang. As ek my voet verkeerd sit, gaan hy vir my looi.
So, as ek, dan wag ek nou. Waar is die straf? Waar is die straf? Dis hoekom jy altyd sal hoor, mense wat vas is in religion, die oomblik as iets slegs met hulle gebeur, dan sê hulle, hoekom straf God my nou? Wat het ek verkeerd gedoen dat hierdie ding met my gebeur? Hoekom word ek nou siek? Wat het ek verkeerd gedoen dat ek nou siek word? Dis religion wat praat. Luister bietjie daarna. Dis religion wat praat. Né? En fear gaan uiteindelik oor in frustrasie want niks werk nie. Maar grace lê aan die ander kant. Die myn gevoel van mense wat in grace is die I'm free. Ek hoef nie bang te wees vir God se straf nie, want hy het Jesus klaar gestraf. Beteken nie, kom ons sê dit net gou vir mekaar. Dit beteken nie ek maak wat ek wil en ek lewe soos ek wil nie, dan verstaan ek ook nie grace nie. Want dan verstaan ek nie wat my vryheid gekos het nie. Amen. Outcome vir die religious mense. Jo. Ek is 'n ongelooflike goeie navolger van Jesus. Jy weet, ek doen al die regte goed. En dit gee my die reg om op al die sondaars van die wêreld neer te kyk en te sê julle stout mense. Wat in ons is dit? Grace? Liefde. Hoekom? Want hoe meer ek grace verstaan, hoe meer verstaan ek is hier vir een enkele rede alleen. En dit is as gevolg van God se genade en as gevolg van God se liefde. En raai wat gebeur? Ek word meer vol van liefde van God. En hoe voller ek word, begin die liefde nader aan te oorloop. Kan ek gou vir jou sê, is 'n scary ding wat ek nou gaan sê. Mense wat trapped is in religion, sukkel om lief te hê. Hulle mag dalk enkele individue lief hê in hulle lewe, maar hulle sukkel om mense period lief te hê. Hulle het gewoonlik net die mense lief wat is soos hulle is en wat dink soos hulle dink en doen soos hulle doen. Wanneer grace my lewe oorneem, dan kom 'n ander vorm van liefde in my hart in. Selfs teenoor mense wat ek nie noodwendig van hou nie. Selfs teenoor mense met wie ek nie noodwendig saamstem nie. Nou mense, as julle na dit kyk, en ons kan nog 'n langer lys gemaak het. Okay. Watter een van die twee lyk vir julle soos die evangelie? Die religion of die grace? Obviously die grace. Obviously die grace. Gaan lees weer die Bybel. Gaan lees weer die evangelies. Jesus het nie gesterf om my en jou in religion te sit nie. Hy het gesterf om my en jou 'n relationship te gee met die Vader, met hom, met die Heilige Gees. Charles Swindoll, in sy boek The Grace Awakening, en dit het my daai tyd so verskriklik getref en dit my ewig bygepraat. Praat van grace killers en ek wil vandag sê beware of grace killers. Want die wêreld is vol van grace killers en die kerk is vol van grace killers, nê? Nee. En wat is 'n grace killer? Kom ek sê gou vir julle wat skryf hy oor dit. Hy sê grace killers are people that strapped in legalism. So dit waaroor gaan dit? Wette. Jy mag nie dit nie en jy moet dit. Jy mag nie dit nie en jy moet dat, nee. These are people who have a personal stake in perpetuating the status quo through a message of fear, guilt and never measuring up. So dit is excellent daarom om jou die hele tyd te laat skuldig voel, nee. They are negative. Hoor gou. They are negative and use all sorts of harassment tactics to keep others in the same bondage they enjoy. Grace killers is negative. Mense. Jy stap by die kerk en sê, wat 'n ontmoeting het ek met die Here gehad en sê, jy het nie gesien wat hy gedoen het. Jy hoor wat die pastor gesê het. Julle snap wat ek sê.
Grace killers is mense wat jou joy steel. They like it to steal your joy. Hoekom? Want hulle ken nie joy nie. Die joy van die Bybel nie. En grace killers wil hê, omdat hulle dit nie ken nie, mag jy dit ook nie ken nie, so jy moet wees soos hulle is. En kyk vir my. Beware of grace killers. As jy dit nog nie ervaar het in jou lewe nie, jy sal hulle ervaar. Satan sal sorg dat jy hulle ervaar. So beware. Ek sê nie judge hulle nie, ek sê net wees versigtig. Wees op jou hoede. Ek is op 'n fase in my lewe. I don't spend time with grace killers anymore. Ek kies om nie meer tyd met sulke mense deur te bring nie. Dis nie noodwendig dat ek hulle judge of kritiseer of veroordeel of wat have you nie. Ek wil net nie meer in hulle presence wees nie. Hoekom? Want hulle trek my gees af. En ek dink almal van ons moet op so 'n punt kom in ons lewe. Daar's mense wat jy weet baie keer met grace killers, jy dink jy kan hulle lewens change. Nee, klik gou, hulle wil jou lewe change. En baie keer moet ek op 'n punt kom en sê I've tried everything. Ek gaan jou nie verwerp nie en ek gaan jou kritiseer nie, ek gaan jou nie oordeel nie, maar dankie, ek gaan nou nie meer tyd saam met jou lewe bring. Dit klink onbybels, maar dit is nie heeltemal nie. Saam met wie het Jesus tyd deurgebring? Gaan kyk, lees die evangelie weer 'n bietjie in hierdie tyd. Saam met die sondaars. Jesus het baie min tyd saam met die godsdienstige mense van sy tyd deurgebring. Hoekom? Hulle was grace killers. Hulle het fout gevind met alles wat hy gedoen het. As hy iemand op die sondag gesond gemaak het, was dit teen die wet. Amen. En dis hoekom hy nie tyd saam met hulle deurgebring het nie. Wat grace so moeilik maak, is 'n baie moeilike begrip om vir mense regtig te verduidelik. Grace is iets wat jy moet beleef. Okay? En kan ek gou vir jou sê, nê? Die enigste manier wat jy grace begin ervaar, is as jy klik. As ek nie vir Jesus gehad het nie, was ek in die moeilikheid. As jy enigsins dink, my lewe was nie so bad nie, of ek is nie so bad nie, gaan jy sukkel om grace te verstaan. Maar as jy so terugkyk en dink, oh boy, dankie tog ek is nie dood toe ek 18 was nie. Dan ewe skielik snap jy iets van grace. So ek moet dit beleef. Want grace sê, maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. Grace sê, maak nie saak wat se nonsens jy droog gemaak het in jou lewe nie. Grace sê, maak nie saak al die flaws in jou personality, en almal van julle dink wat julle het nie flaws nie, ek het nies vir julle. Almal van ons het. Jy sien dit net nie noodwendig raak nie. Ek het flaws en jy het flaws. Maar ons het ook almal goeie goeders. Waar fokus grace killers? Op die flaws. en mense wat glo in grace, sal eerder die mooi uitbou. Reg of verkeerd? Okay. Dit beteken nie, pause net gou. Dit beteken nie ons gaan nie in mekaar se lewens inspreek nie. As jy genuine vir iemand lief is, dan gaan jy mos in daai persoon se lewe inspreek. Hoekom? Want jy wil hê die persoon moet die regte pad loop, nie om punte te skoor by God nie, om die joy te beleef en die blessing te beleef. Reg of verkeerd? As jy iets van blessing verstaan hè, en jy wil nie hê ander mense moet blessing hê nie, dan is daar mos fout mee. Reg of verkeerd, nê? So ook as 'n faith family, nê, beteken dit ons gaan baie keer in mekaar se lewens inspreek. En ja, baie keer gaan jy jou stert wip daaroor, en dis ook okay. Ons moet net oor dit kom en klik, ons spreek in mekaar se lewens in, nie omdat ons grace killers is nie, nie omdat ons wil judge en kritiseer nie, omdat ons mekaar wil help. Dis wat liefde is. Dit sal hom, wat 'n soort mens is ek en jy, as ek sien iemand is op die afdraande pad en ek besluit ek hou net my mond daaroor. Maar dis wat mense wat in godsdiens is, doen dit baie keer. Hoekom? Want hulle is bang vir die reperkusies daarvan. Want onthou, mense moet van my hou. So ek gaan dalk in die kar terug huis toe sê, "O, daai Piet, jy weet, ek kan hom nie voor my oë verdra nie en hy doen dit en dit en dit en dit en." Maar moenie dink ek sal met Piet praat oor dit nie.
Want net nou hou Piet nie van my nie. Volgende Sondag kom ons, "Hi Piet, dit is so goed om jou te sien, man." Dis religion. Dis religion. Kyle skryf, "Our ability to appreciate grace is in direct correlation to the degree to which we acknowledge our need for it." Luister nou hierdie. "The more I recognize the ugliness of my sin, the more I can appreciate the beauty of God's grace." The more I recognize the ugliness of my sin, the more I can appreciate the beauty of God's grace. Jy sien, as ek dink ek is so oulik en ek is so goed en daar's nie veel sonde in my nie, dan het ek mos nie genade nodig nie. Amen. En wat sê die Bybel? Almal van ons doen sonde. Reg of verkeerd? We all need grace. Johannes sê dat die een wat dink daar's nie sonde in sy lewe nie, bedrieg homself en die waarheid is nie in hom nie. Ja, wat waar is, ek moet op 'n punt kom wat ek teen sonde fight, dat ek nie meer 'n slaaf van die sonde is nie. Maar almal van ons doen sonde. Amen. En as ek sonde doen, het ek genade nodig, reg of verkeerd. Met ander woorde, wat is die beginsel hier? Moet nooit dink jy is so wonderlik en so oulik nie, want jy sou niks gewees het sonder Jesus nie. En kan ek gou vir jou sê, hierdie ding gebeur en daarom sal ek altyd die gemeente daarteen waarsku, en wie offended daaroor wil raak, moet offended raak. Ek sal altyd die gemeente daarteen waarsku dat ons nooit op 'n punt moet kom dat ons dink, ek verstaan nou 'n paar goedjies en kyk hoe nice is my lewe nie. Hoekom nie? Want ek moet onthou waar ek was. Waar was ek voor Jesus die pad met my begin het? Waar was ek voor ek al hierdie goed geleer het? Dis hoekom ek het nou die dag ook gesê het, ons wat lankal die pad stap en al hierdie goed geleer het, nê, mag nie neerkyk op iemand wat nie in die gemeente kom, wat nie die goed verstaan nie. Daar was 'n tyd toe jy dit nie verstaan nie, daar was 'n tyd toe ek dit nie verstaan het nie. Amen. En ons moet eerder mense se hande vat. Wat godsdienstige mense doen is, wanneer 'n kind van die Here val, dan kom hulle, ek is so teleurgesteld in Piet. Kan jy glo dat hy nou dit gedoen het? Weet jy wat doen mense met grace? Hulle sê, weet jy, kom ek help jou op. Want vandag val jy, môre val ek dalk. En dan het ek iemand nodig om my op te tel. Dis die verskil. Dis die verskil. Mense wat grace verstaan, ek is niks. Ek is soos hy handskonpop. Nee, as Jesus sy hand uithaal, dan val julle ding mekaar. Mense wat in godsdienst is, I don't need grace. I don't need grace. En daarom, mense wat in godsdienst is, sukkel om grace te gee ook. Maar as ek grace verstaan, word dit makliker om grace te gee. Beteken nie ek gaan nie partykeer ferm wees nie. Beteken nie ek gaan partykeer nie boundaries stel nie. Natuurlik moet ek. Maar ek gaan meer grace kan gee. Romeine 3 vers 23 skryf Paulus, en kan ek net gou sê, dis significant, die een wat die meeste oor grace skryf in die Bybel is Paulus. Why? Het jy al daaroor gedink? Paulus het die Christene vervolg, het die Christene doodgemaak. En toe het hy tot bekering gekom. So dink julle hy verstaan genade? Oh, yes. En daarom kan hy so baie daaroor skryf. Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kom ek gee gou vir jou 'n vinnige beeld, nê. Nee. Ons tyd is besig om ons in te haal, nê. Nee. As ek en jy wil iets verstaan oor sonde en ons wil iets verstaan oor genade, nê. Nee. Sonde is soos 'n virus. Nou kom ons dink gou 'n bietjie. Daar's allerlei virusse wat al in die wêreld ingekom het, nê. Nee. As jy dink aan die bubonic plague, nee. Hoeveel miljoene mense is dood daar? Die Spaanse griep, hoeveel miljoene mense is dood? AIDS, hoeveel miljoene mense is al dood aan AIDS? Ebola, nee? Ek kan baie van die goed noem. In die Bybel sê aan die einde van die tyd gaan daar nog allerlei snaakse sulke virusse kom wat baie lewens gaan eis. Nou sonde is soos 'n virus. Dit het deur Adam en Eva in die wêreld ingekom en dit het versprei na die totale mensdom toe. Maar genade is die teenmiddel. Grace is die antidote
vir die virus of sin. Want genade maak jou gesond van sonde. En ek hoop dis 'n aha moment vir jou. En ek hoop jy klik wat die Here vir nou vir jou wil sê. Dit wat hy aan die kruis gedoen het, die genade wat hy vir my en jou bewys het, is the antidote to the virus of sin. En daarom is sonde nie meer my baas nie. Daarom is ek nie meer 'n slave of sin nie, nê. Romeine 5 vers 12. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Genade maak jou gesond van die dood. Hoekom? Jy gaan sterf fisies, dis wat ons almal gaan doen. Maar ek gaan lewe daarna vir ewig by die Here. Sonder genade, waar was ek? In die hel. So met ander woorde mense, grace is greater than your sin. Genade is groter as jou sonde. Genade is groter as my sonde. Dis groter as my foute, dis groter as my sonde, dis groter as my flaws, dis groter as my tekortkominge. En ek wil afsluit met 'n gedeelte uit Johannes 8. 'n Gedeelte wat julle baie goed ken. Dis nie 'n vreemde gedeelte vir die meeste van ons nie. Ek het al hieroor gepreek. So ek gaan baie vinnig daaroor praat. Ek wil net 'n beginsel van genade kom uitwys. En ek gaan dit vir julle lees uit The Voice, want die The Voice vertaling vertaal dit so mooi. Jesus went to the Mount of Olives. He awoke early in the morning to return to the temple, and when he arrived, the people surrounded him, so he sat down and began to teach them. While he was teaching, the scribes, die skrifgeleerdes, and the Pharisees brought in a woman who was caught in the act of adultery, and they stood her before Jesus. Pause. Twee goed wat vir my peculiar is. Waarskynlik, die Bybel sê dit nie, maar waarskynlik moet ons nou die beeld hê. Ek wil net iets picture. Hulle het haar op heterdaad betrap waar sy besig was met oorspel. So most likely het sy net daar gestaan met 'n laken om haar gedraai. Most likely. Ek sê nie dit is so nie, maar most likely. Daar's natuurlik 'n ander ding wat my pla. Waar is die man? Gewoonlik het oorspel 2 nodig. Reg of verkeerd? Waar is die man? Dis net die vrouie wat onmiddellik vir die bias wys van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Nee? Okay. Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Moses says in the law, hoor julle die grace killing? Moses says in the law that we are to kill such women by stoning. What do you say about it? This was all set up as a test for Jesus. His answers would give them grounds to accuse him of crimes against Moses' law. Jesus bent over and wrote something in the dirt with his finger. Pause. Wat hy in die sand geskryf het, weet niemand nie. Die Bybel sê dit nie vir ons nie. Ek kan my verbeelding laat gaan. Nee, ek dink hy kon baie goed gesê het, maar most likely het hy geskryf Heinie se sonde, Steven se sonde, Willie se sonde, Nico se sonde, Johnny se sonde. Want hy het in elk geval geweet. So dalk het hy, dis 'n possibility, dat hy dalk die sondes, die geheime sondes van die skrifgeleerdes en die fariseërs, sommer daar in die sand geskryf het. They persisted in badgering Jesus, so he stood up straight. Hier sien ons, hy kom staan teen die grace-killers. Hy kom staan teen hierdie godsdienstige mense. Jesus, let the first stone be thrown by the one among you who has not sinned. Nou, dis hoekom ek dink wat hy daar geskryf het. Once again, Jesus bent down to the ground and resumed writing with his finger. The Pharisees who heard him stood still for a few moments and then began to leave slowly, one by one. Luister nou daar wat staan daar, beginning with the older men. Significant. Dat hulle eerste geloop het, hulle het 'n paar goed geklik. Nee, hulle het daar gesien.
Eventually, only Jesus and the woman remained. Dear woman, where is everyone? Are we alone? Did no one step forward to condemn you? The woman caught in adultery. Lord, no one has condemned me. Well, I do not condemn you either. All I ask is that you go and from now on avoid the sins that plague you. That's grace. Volgens die wet van Moses was die Fariseërs reg. Hulle kon haar gestenig het. As a matter of fact, sy het verdien om gestenig te word. Maar Jesus se genade is groter as die wet. En dis wat ons hier sien. En ons sien hier Jesus se hart. Ons sien God se hart. En toe Jesus aan die kruis sterf, toe betaal hy vir daai sonde van die oorspel van haar. Toe hy aan die kruis sterf, toe betaal hy vir al my en jou sondes. Nie net dit wat ons reeds gedoen het nie, dit wat ons nog gaan doen. Want onthou, toe hy gesterf het, ek en jy nog nie geleef nie. So hy het vir al die sonde betaal. That's grace. Die scary deel vir my is, ons is baie keer soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Wat mense wat val, judge en kritiseer en verwerp. Maar wat so significant is, dat hy vir haar sê, sy moet nou gaan en nie meer sonde doen nie, en nie meer in hierdie trap val nie. En dis hoe dit werk met my en jou, as ek in jy genade verstaan, dan sê ek wil nie meer hierdie sonde doen. Ek gaan nie meer doelbewus dit doen nie. Kyle skryf in sy boek, When God's grace and mercy collide with our shame and guilt, it's messy, but it's beautiful. Jesus knows everything you ever did, but he wants to make sure you know that his grace is greater. Kan ek dit weer lees? Jesus knows everything you ever did, but he wants to make sure you know that his grace is greater. So ek wil jou challenge, in die week wat kom, vat jou journal, of gaan vat 'n blaai, of what have you, dan skryf jy daar, genade is, met daai groter as teken, grace is greater, en dan mag jy invul. Ons het nou vandag gesê, of God het vir ons kom sê, sy genade is groter as my sonde, sy genade is groter as my foute, sy genade is groter as my flaws. Wat ek en jy nou moet gaan doen is, kom ons gaan name die sonde. Kom ons gaan name die flaws. Kom ons gaan name die mistakes. Dan skryf ek dit daar neer, en dan sê ek, dankie Jesus het daarvoor betaal. Skryf ek die volgende, dankie Jesus het daarvoor betaal. Skryf ek die volgende, dankie Jesus het daarvoor betaal. As ek klaar is, kan ek die blaai opskeer en weggooi, of wat ook al. Niemand hoef dit te sien nie, dit is tussen jou en die Here. Dit is nie tussen jou en jou vrou, en tussen jou en iemand anders, dit is tussen jou en die Here. Tussen my en die Here. En as ek guarantee as jy dit gedoen het hierdie week, gaan jy volgende week hier instap, en jy gaan 'n groter begrip van genade hê. It will again shape me to size. Net as ek dalk gedink het, ek is doen so wonderlik en oulik, as ek daai goed so begin skryf, en dan klik ek, oh boy. Oh boy! Was dit nie vir Jesus nie, was ek in my, amper seker vreeslike woord, peekie. Amen? Amen? So kom ek challenge jou, dit is nie noodwendig lekker om dit te doen. Ons kry baie keer skaam om dit te doen, maar ons het ook nodig om dit te doen, sodat ons 'n perspektief weer kan kry op die genade, wat ek en jy ontvang het. En as ek daai lys gemaak het, en ek sien, wow, kyk hoe lank is my lys. Wie's ek dan, om ander te judge? Amen? God se genade is groter as my foute. God se genade is groter as my sonde. Kom ons maak ons oortoe.